Liewe Jesus, baie dankie. Dis ons voorreg vanoggend om saam met mamma en pappa, oumas en oupas, boeties en sissies, almal vanoggend is hier saam. En dan dink ons vanoggend, liewe Jesus, aan 'n belofte wat U gemaak het. U het gesê waar 2 of meer van my kindertjies saam is, sal ek by hulle wees. Ja, liewe Jesus, vanoggend het vir ons baie kindertjies bymekaar, oud en jonk, klein en groot. En ons weet U is saam met ons hier. Ja, ons gaan vanoggend die nagmaal vier en ons gaan bietjie ontdek, wat beteken dit om saam by die nagmaalstafel te kan sit vanoggend. Wees dan nou met ons, Here, ons is U liggaam, U familie, U groot huisgesin wat ons wil gespruit noem. Wees vanoggend saam met ons as ons aansit by U tafel, die nagmaalstafel. Dankie vir U lig wat hier skyn. Amen. Ek wil sommer net hier aan die begin vir ons ouers sê, as ons later die nagmaalstekens gaan uitdeel, dat julle sal leiding neem om vir die kinders, as dit vir julle reg is, dan ook 'n kelkie druiwesap te neem in die middel van ons skinkborde, en dan vir hulle ook 'n stukkie brood. En as ons dit instel, dat julle sal leiding neem as ouers, dat hulle dan ook die broodjie en die kelkie saam met ons kan geniet. So kom ons gee so 'n tree terug vanoggend. Julle sien hier is 'n tafel en daar's 2 borde. Nou dit is, kom ons sê, wie van ons was vanoggend so bietjie laat? Kom ons steek jy hand op. Wie van was so bietjie laat? Daar sy. Nou, wie van ons kon vanoggend nie daarby uitkom om gou ietsie te eet en te drink nie? Weer die hand op. Hier's 'n hele paar. Nou die volgende vraag is net vir kinders. Glad nie vir die ouers nie. Wie is nou regtig baie honger en baie dors? Ek het hier 'n hand. En ek het daar 'n hand. Ek het julle 2. Sal julle 2 vir my by hierdie tafeltjie kom sit? Want ons kan nou nie dat julle die dag ingaan van 'n bittere honger en 'n bittere dors nie. Daar's hy. Skus aan die ander hande wat nou op is, maar ons gaan gou-gou vir hulle 2 vra om vanoggend vir ons. So julle 2 sit nou by hierdie tafel, né? En julle is honger en julle is dors. So wat hoop julle gebeur by die tafel? Sê vir my. Ons kry iets om te eet en iets om te drink. Daar sê julle is reg, want dis wat gebeur as ons by 'n tafel gaan aansit en ons is honger en dors. So gee my so 'n halwe sekond. So die vertroue wat julle gehad het in hierdie leë tafel, gaan nie teleurgestel. Julle kan hom so lank oopmaak en julle kan lekker smil aan daai cheeseburger. Ek gaan hierdie net oopmaak dat hy nou nie spuit en vir julle nat maak nie. Sy versigtig, hy is nou oop. Sy, julle kan hom eet. Julle kan hom eet. Dis ou kan nie 'n erediens honger ingaan nie, né? Ek stem met julle heeltemal saam. Sy. Ek gaan julle rustig los, moenie haastig wees nie, eet hom rustig klaar. As julle hom nie kan klaar kry, dan sit hom terug in die papiertjie, vat die koeldrank, maak hom toe, sit by mamma en pappa, maar niemand jaag julle aan nie. Lekker eet. Kom ons gee vir hulle 2 lekker hande klap. Wat het ons sopas sien gebeur? 'n Verwagting en vertroue. Die verwagting was dat my honger en my dors geles sal word by 'n tafel. En 'n vertroue dat die gasheer wat my nooi om te kom aansit, my nie daar sal laat opstaan sonder dat ek iets gekry het om te eet
en iets gekry het om te drink nie. Ons almal het vanoggend opgedaag, wetende dis nagmaal, wetende die tafel van die Here is hier. Ons almal het gekom om uiting te gee aan dit wat Jesus van ons gevra het. Toe hy vir die disippels gesê het, maar dit wat om hierdie tafel gebeur, nou, hier in die bovertrek, tussen my en julle, moet aanhoudend gebeur. Tot die dag wat ek weer kom. Hoekom het dit gebeur? Want ek wil hê julle geloof moet versterk word. Ek wil hê julle moet om hierdie tafel in herinnering roep, wat ek vir julle gedoen het. Dat ek aan die kruis vir julle gehang het. Dat ek gesterf het, dat ek die dood oorwin het, dat ek opgestaan het, dat ek opgevaar het na die hemele. Dat die lig in hierdie wêreld 'n permanente blyplek kom kry het en dat duisternis nooit weer die lig kan verswelg nie. So ons kom met 'n verwagting dat ons geestelik gevoed sal word, ons geestelike honger en dors. Maar ons het ook 'n vertroue in die Gasheer, die Almagtige Vader, dat ek en jy nie vanoggend van hierdie tafel sal opstaan en nie deur hom gevoed word op 'n geestelike vlak nie. Kom ons onthou ek, daar's 3 maniere hoe die Here my en jou geloof versterk. Die eerste is deur sy Gees wat in ons woon, deur sy woord. Die tweede is deur geloofsgetuies wat hy in ons lewens plaas. En hy sê vir ons in sy woord, die doel van geloofsgetuies in my en jou lewe is ons aan te moedig om te sê, bly volhard as kinders van die Here in die wedloop waarmee jy besig is. Onthou, die Here vra nooit van my en jou om die wedloop te wen nie. Hy vra van my en jou om die wedloop waardig te voltooi. En die derde manier hoe hy ons geloof versterk, is dit wat gebeur rondom hierdie tafel. Ek wil dit graag in die woorde van Johannes 6 vers 45 met julle deel. Ek gaan uit die boodskap lees en dan die Bybel at kinders. Die boodskap sê, Jesus antwoord hulle, ek is die brood van die lewe. Ek gee die ewige lewe vir mense. As iemand na my toe kom en vat wat ek hom gee, sal hy sy geestelik heeltemal versadig word. As hy of sy my vertrou, sal hulle nooit weer geestelik dors kry nie. Die Bybel het kinders vertaal dit as volg, my Vader gee vir julle brood uit die hemel. Hierdie ware of geestelike brood is die Seun. Soos gewone brood vir gewone mense lewe gee, so gee Jesus vir mense 'n lewe saam met God, wat nooit sal ophou nie. En dis waarom dit nodig is dat my en jou geloof versterk word. Enige iets in die lewe wat ons nie vier nie, word so alledaags, so algemeen, sommer net aanvaar, dat dit die besonderse karakter wat dit is, verloor. Een van ons kinders sê, ons het lank gespaar. Ons het gedroom van hierdie dakwaaier in ons slaapkamer. En toe het hulle genoeg gespaar. En hulle het daai dakwaaier ingesit. En dit was lekker. En hulle het hom geniet. Hy sê, maar 'n maand later was dit so algemeen. Ons het nie meer gedink aan die verandering wat hierdie dakwaaier in ons lewe gebring het nie. Ek het die week wat verby is, die voorreg gehad om in die Kaap saam met Lenus en Corlie te wees en hulle in die huwelik te bevestig. En dit wat ek by hulle beleef het, daai absolute verwondering vir mekaar, daai kosbare skat wat hulle in mekaar, dankie julle twee, ek waardeer baie wat julle gedoen het vanoggend. Jy kon sien, hulle het oë net vir mekaar. En dit wat hulle mekaar gevind het was, wow.
Maar saam met hulle was daar op die troue ons generasie, wat al 30, 40 en langer jaar saam is. En as ons onsself vanoggend moet afvra, as ons na mekaar kyk, my bruid wat op 'n stadium in haar 20's was, en nou grys is, het ek nog steeds daai bewondering vir haar, daai opgewondenheid. En dis waarom ons iets het, soos huweliksherdenkings, en groot mylpale van 25 jaar, waar ou baie keer hertrou, is om in herinnering te roep, daai eerste keer, daai eerste huwelik, daai eerste opgewondenheid, daai vlinders in die maag. Want as ons dit nie doen nie, beleef ek dit ongelukkig, dat daar ook huwelike op 30 en 40 en 45 jaar kom, wat ons sê, ons het mekaar so gewoond geraak, ons het mekaar verloor. Nie net het jy die waarde wat jy na my lewe toe gebring het ek dit so gewoond geraak nie. Dis op 'n punt wat ek sê, ek waardeer dit nie meer nie. En dis hoekom die Here Jesus gesê het, ons moet die nagmaal op gereelde basis vier, dat dit vir ons nooit so algemeen raak, dat dit net in die nietigheid verdwyn. Dit is maar deel van wat ons doen, dit is nie. Ons kom juis vanoggend hier byeen om te sê, omdat die Here vir my 'n nuwe lewe saam met hom gegee het, deur wat hy gedoen het aan die kruis, moet ek, kan ek en wil ek dit op 'n gereelde basis herdenk. So die vraag vanoggend is, het jy vanoggend 'n honger en 'n dors na die Here? Toe ek net nou vir die kinders gevra het of hulle fisies honger en dors is, het hulle onmiddellik reageer. So vanoggend is die vraag op 'n ander vlak ook vir my en vir jou, het jy 'n geestelike honger en dors na die Here? As jy na die tafel kyk, na die tekens, die wyn, die brood, die druiwe, het jy vanoggend daardie behoefte om te sê, Here, ek wil opnuut ervaar hoe die lig in hierdie wêreld gekom het eens en vir altyd en duisternis se mag en krag gebreek is. Ek wil ietsie probeer verduidelik vir ons kinders. Wie van julle hou van 'n lekker draai roomys? Kom ons sien met die hande. Alright. Wie van julle ken hierdie kombietjies wat in die straat op en af ry op 'n Sondagmiddag en pa en ma uit die slaap hou? Alright. So vir 'n oomblik, sien hoe julle hekkie toe stap. Julle gaan staan daar by die venstertjie en julle oefen die keuse uit. Gaan dit 'n gewone cone wees? Gaan dit 'n sugar cone wees? Gaan daar 'n vlek in wees? Gaan daar iets bo-op wees? So maak gou in jou verstand daai ideale roomys. Maar nou, maak jou oë toe en vat die roomys en gee hom so lekker hap. Julle het hom geproe, né? Hy's lekker. Is die roomys hier? Nee. Hoe is dit dat ons almal nou so lekker geglimlag het? Ons het hom geproe. En dis wat vanoggend hier gebeur. Jesus is fisies nie hier nie. Sy liggaam is fisies nie hier nie. Sy liggaam hang nie fisies vanoggend aan die kruis nie. Maar die brood en die wyn is die tekens wat ons in herinnering laat roep wat hy vir ons gedoen het. So as ons bietjie later die wyn vat, die kelkie in die middel, die druiwesap en die broodjie vat, en ons breek die broodjie en ons drink die kelkie druiwesap, dan gaan ons gedagtes terug na Jesus wat aan die kruis gehang het en vir ons gesterf het. Elkeen van ons. Ek wil vir ons 'n laaste gedeelte lees vanoggend. Johannes 6 vers 54 tot 57. Ek herhaal, wie my liggaam eet en my bloed drink, het die lewe wat nooit sal ophou nie. Met die wederkoms sal ek hom liggaamlik laat opstaan. Weet julle wat stil 'n mens se geestelike honger en dors? My liggaam is die ware geestelike voedsel en my bloed
die ware geestelike drank. So vanoggend kom sê die Here vir ons, as jy 'n behoefte na my het vanoggend, gaan die tekens vir jou neem na waar my liggaam vir jou gebreek is. Aan die kruis. En Jesaja die profeet gesê, aan die kruis sal my liggaam vir jou gebreek word, en deur my wonde sal daar vir jou genesing kom. Dieselfde met die beker, die bloed wat gevloei het, dit dors my en jou geestelik. Dit werk so, as iemand my liggaam eet en my bloed drink, ontstaan daar 'n geestelike eenheid tussen ons. Vir so 'n persoon word ek die fokus van sy lewe en ek is ook altyd by hom. Ek het dit nou verlede week weer eerstehands beleef, terwyl ek nou daar tussen die wingerde was in die Wes-Kaap. Die wingerdstok, is 'n lekker dik stam wat uit die grond uitkom. En dan is dit die lote wat gespan word. En aan hierdie lote kry jy dan die druiwetrosse wat dra. En van daai variëteite was nou vol in drag. Hulle was besig om van hulle te oes. En dis wat die Here sê. Die Vader wat my gestuur het, het lewe. Hy het daardie lewe aan my gegee. Net so sal ek dieselfde goddelike lewe aan elkeen gee wat my eet, wat my drink. Dis wat ons vanoggend dan ook vier, dat die Here sê, omdat jy hierdie broodjie neem, omdat jy 'n stukkie van my liggaam vat en jou eie maak, jy eet dit, jy sluk dit in, so word ek deel van jou. Die lewe wat nooit deur dood geblus kan word nie, wat die Vader vir my gegee het, het ek vir julle gegee. En vanoggend gaan julle, groot en klein, oud en jonk, gaan dit vier en in herinnering roep en sê, die stukkie brood wat ek eet, maak my deel van die Here se liggaam, soos die wingerdstok die lote het waar die vrugte vandaan kom, onlosmaaklik deel is. Die Vader is onlosmaaklik deel van Christus en ek en jy is onlosmaaklik deel van hom. Dieselfde wanneer ons daardie wyn of die druiwesap drink. Roep ons in herinnering, dis sy bloed wat vir ons gevloei het, in sy eie woorde tot volkome versoening van ons sondes. En daarom sê hy ook, en ek en jy, sy kinders, sy kindertjies, sal eendag saam met hom wees. Ons sal vir ewig lewe. Dit het hy vir my en vir jou moontlik gemaak. Ek lees vir 'n laaste keer. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die lewe wat nooit sal ophou. Met die wederkoms sal ek hulle liggaamlik laat opstaan. Weet julle wat stille mense geestelike dors en honger? My liggaam is die ware geestelike voedsel en my bloed die ware geestelike drank. Dit werk so, as iemand my liggaam eet en my bloed drink, ontstaan daar 'n geestelike eenheid tussen ons. Vir so 'n persoon word ek die fokus van sy lewe en ek is ook altyd by hom of haar. Die Vader wat my gestuur het die lewe. Hy het aan my die lewe gegee en daarom lewe ek. Net so sal ek dieselfde goddelike lewe aan die persoon gee wat my eet. So wat se belofte gee die Jesus vanoggend vir ons? Of ons nou klein is, of groot is, of oud is, of jonk is. Liewe Jesus sê, ek bevestig, ek beloof, as jy vanoggend hierdie stukkie brood eet, daai glasie druiwesap drink, ek is deel van jou en jy is deel van my. En die lig wat ek in die wêreld gebring het, is in jou. Jy is nou die lig in hierdie wêreld. En ons is besig met 'n reeks, hoe om lig te lewe. Hoe om meer die lig van die Here in hierdie wêreld te wees, wat soms donker is. En kom ons dink maar net aan die afgelope 24 uur. Hoe donker het dit geword met die oorlog wat uitgebreek het in die ooste. En vanoggend is hier baie van ons lidmate wat hier sit, wat kinders het in daardie lande, of dit nou Dubai is, of Qatar is, of waar ook al, wat tans beleef, hoe die bomme om hulle val, dit het donker geword.
Maar ons weet, ons geliefdes bly steeds die lig, selfs nou daar, waar dit in ons wêreld seker die donkerste is. En dis die voorreg wat ons het, as ons môre terug skool toe gaan, as ons terug werk toe gaan. Ek weet, ek is deel van die Here. Vanoggend het ek weer 'n stukkie van daai liggaam, my eie gemaak, 'n stukkie van die Here se bloed wat gevloei het, eie gemaak aan my lewe. En ek weet, dit versterk my. Ek kan hierdie week gaan en onverskrokke sy lig wees. Doen wat hy graag wil hê ek moet doen. En dit alles gebeur rondom sy tafel. So ek gaan julle nou uitnooi om by hierdie tafel te kom aansit. Maar kom ons hê dieselfde twee fasette wat ons hier beleef het by hierdie tafel. 'n Verwagting. Ek gaan vanoggend by hierdie tafel aansit, ek gaan hierdie brood myne maak, ek gaan hierdie slukkie kelkie, gaan ek myne maak, om daardeur te sê, die Here is in my en ek in hom. Sy lig is in my en ek is sy lig in hierdie wêreld. En kom ek vertrou die Gasheer, die Almagtige Vader, dat hy my vanoggend nie sal laat opstaan van hierdie tafel, sonder dat hy my geestelik gevoed het, my honger en my dors gestil het, opnuut in my die versekering gebring het, jy behoort aan my, jy's my eiendom, ek het jou oneindig gelief, ek het my seun gegee in plek vir jou lewe. Jou naam staan in my handpalm gegraveer. Jy is die lig in hierdie wêreld. Jy is die sout van hierdie wêreld. Jy is my hande, my voete, my beelddraer, my skynsel, my afbeelding in hierdie wêreld. Liewe Jesus, baie dankie dat ons vanoggend die voorreg het, klein en groot, oud en jonk, om te sê, ons het 'n behoefte dat U vir ons kom voed vanoggend op 'n geestelike vlak. En dat ons opnuut vanoggend die bevestiging van U kry. U het vir elkeen van ons aan die kruis gesterf en U lig, U lewe is onlosmaaklik in ons. Wees dan nou met ons, Here, as ons aansit by hierdie tafel. Amen. Ek gaan die bedieningsspan vra om na Ons gaan nou begin om die kelkies ook uit te deel. Ons het baie van die druiwesap apart hier ook op skinkborde. So as daar nie druiwesap is, wanneer die skinkbord by julle verbygaan vir die kinders nie, sal ons later geleentheid gee waar ons sê, steek net die hand op en ons sal baie graag dan die druiwesap vir ons kinders bring.
Kan ek gou vra rondom die broodjies? Iemand in hierdie blok wat dalk nie 'n broodjie ontvang het nie? Iemand in hierdie blok, in die middelblok? Iemand daarbo wat dalk nie 'n broodjie ontvang het nie? Hierdie blok en hierdie blok. So die broodjies is afgehandel. Is daar in hierdie blok nog iemand wat nie 'n kelkie ontvang het nie? Daar agter, ons gaan nou in hierdie blok iemand wat dalk nog nie kelkie ontvang het nie. Daar is nog, goed. Ons gaan nou hierdie dit is net druiwesap. Kan ons hulle dan in hierdie twee blokke agter net gou-gou vir die wat nog nie gekry het nie. In die middelblok is daar iemand wat nie 'n kelkie ontvang het nie. Iemand in die middelblok wat nie 'n kelkie ontvang het nie. Iemand bo wat nie 'n kelkie ontvang het nie. Iemand in hierdie blok wat nie 'n kelkie ontvang het nie en in hierdie blok. Goed, ons gee help graag hier agter. Ons bedieningsspan kan vir ons daardie na vore bring asseblief. Baie dankie Dawie, julle kan maar vir ons vorentoe bring. Na die instelling sal die beker ook beskikbaar wees vir enige een wat verkies om die beker te gebruik. As ons kom by die instelling van die brood en die wyn, wil ek graag net terwille van ons kinders so ietsie verduidelik. As ons die Bybel vat en ons het die Ou Testament en ons het die Nuwe Testament. Wat het gebeur in die Ou Testament? In die Ou Testament moes elke Israeliet om sy sondes te laat vergewe, 'n lammetjie vat na die tempel toe. Dan is daardie lammetjie deur die priesters geoffer. En as die bloed van daardie lammetjie gevloei het, dan was die sonde van daardie persoon vergewe. Die Nuwe Testament sê Jesus, ek kom en ek gaan dinge verander. Ek is die volmaakte lam, want in die Ou Testament moes hulle 'n lammetjie gevat het wat geen gebreke het nie.
So jy kon nou nie 'n beentjie wat af is, so 'n lammetjie vat nie, 'n volmaak geskape lammetjie moes jy vat. So in die Nuwe Testament sê Jesus, ek is die volmaakte lam. En aan die kruis sal ek geslag word, gehang word. En as ek opstaan op die 3de dag, sal daar nooit ooit weer bloed vloei tot vergewing van sondes nie. As volmaakte lam aan die kruis, sal my bloed die laaste bloed wees wat vloei. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. So as ons vandag die broodjie vat en die kelkie, onthou ons Jesus se woorde wat gesê het, dit het aan die kruis gebeur. Ek het vir elkeen van julle gesterf. My bloed het vir julle gevloei. Dit sal nooit weer gebeur nie. Ek het met my kruisdood en opstanding die dood oorwin, die mag wat die sonde oor ons het. Elkeen van ons is in hierdie lewe vry en ons staan skoon voor die Here. En die Here vra dat ons in verantwoordelikheid met hom sal lewe. En dit sien ons in 1 Johannes 1, wat Jesus sê, as my kind, al wat ek van jou vra, maar nie een van ons is volmaak nie. As ek vanaand op my knieë gaan en ek weet, ek het vandag iets gedoen wat die Here nie sal wou gehad het nie, sê hy in 1 Johannes 1 vers 9, wees getrou, bely dit, en ek sal jou sonde heeltemal vergewe. Geen lam word geslag nie, jy sak op jou knieë voor my, jy bid, jy vra om vergifnis, die saak is afgehandel. So onthou vanoggend, as ons hierdie broodjie, en kom ons neem nou die broodjie in die hand, en ons ouers kan die kinders ook daar begelei. Neem daai broodjie, breek hom, sien voor jou oë, liewe Jesus se liggaam is aan die kruis vir ons gebreek. Neem dit nou en eet dit en glo dan volharte dat Jesus dit vir my gedoen het en hy het deur sy wonde vir my kom vrymaak van sonde, skuld en las. Ons gaan nou die kelkie neem, wat 'n simbool is van Jesus se bloed, wat aan die kruis vir my en vir jou gevloei het. As ons dit vanoggend neem, en ons drink dit, dink daaraan, dat Jesus aan die kruis gehang het en sy bloed vir ons gevloei het. Maar Jesus het ook, toe hy die beker gevat het en dit ingestel het, vir sy disippels gesê, hierdie beker is die teken van 'n nuwe verbond. Wat is daai nuwe verbond? Geen bloed sal ooit weer vloei nie. Julle is nou my kinders skoon gewas deur my bloed. As jy vanoggend die kelkie neem, drink dit en glo van harte, ek en jy is skoon gewas deur die bloed van die Here Jesus. Is daar iemand wat graag die beker wil gebruik? Hierso, net vir my weer die hand. Ag, stuur hom net vir my aan asseblief. Daar's hy. Enige iemand anders wat graag die beker wil gebruik? Liewe Jesus, baie dankie. Ons het vanoggend nagmaal gebruik. Ons was geestelik honger en geestelik dors.
En dankie dat ons vanoggend opnuut kon onthou wat aan die kruis gebeur het. Here, dat U vir ons elkeen gesterf het. Ons vrygemaak het. U bloed ons skoon gewas het. U liggaam wat gebreek is, ons wonde genees het, Here. Dankie dat ons U kindertjies kan wees, dat U lig in ons is en dat ons in hierdie week met trots U lig kan skyn, waar ons ook al is. Ons sê vanoggend baie, baie dankie. Amen.